Goeiemôre, liewe gemeente. Baie hartlik welkom vanoggend hierso by ons oggendsamekoms op hierdie mooi dag. Ek wil vir elkeen van julle baie welkom ook op die internet sê. Wat met ons luister vanoggend, waar jy ook al in die land of in die wêreld is. Mag die Here ons saam wees vanoggend en mag dit 'n opbou wees vir jou eie persoonlike geloof ook. As jy nog nie het nie en jy sien mense om jou wat jy nie ken nie, sal dit goed wees om nou net vir hulle hallo te sê en jouself voor te stel. Ons is immers familie en net te sê, hoorie, welkom, ek is so en so. Ek is nie op vakansie nie. So 'n paar weke terug, ek begin voorberei vir hierdie Kerstyd om met die preek wat voor lê. Toe val daar 'n gedagte in my hart wat sê, gaan kyk bietjie hoeveel keer staan daar in die woord, juis hiervoor het ek gekom, of ek het gekom sodat. En ek begin toe 'n bietjie 'n woordstudie doen en ek gaan op die rekenaar en ek begin dit toe navors en kom toe agter dat daar is ongelooflik baie redes hoekom Jesus self sê hoekom hy gekom het. So ons gaan in hierdie volgende vandag en dan Kersdag en die 28ste gaan ons bietjie kyk na die tema juis hiervoor het ek gekom. En dit bietjie uitpak. Ek sal Kersdag sal ek so 'n bietjie ietsie op die bord gooi wat net sê waarvoor Jesus als gekom het. En toe ons nou die Sondag reël, toe loop ek in die telefoon vas in Dominee Coetzee en ek sê toe vir hom, "Dis reg, jy kan kom preek, maar jy moet so ietsie sê van die tema nee, ons het hard gewerk daaraan." En ek wil vanoggend vir Dominee Coetzee hierso verwelkom. Waar's Judy? Maar daar sit sy. En vir Judy, die wat julle wat nie weet nie, en Fanny sal nou ietsie sê ook daaroor, maar Fanny was 'n goeie 10 jaar leraar hier gewees en hy het onlangs soos Reinder bietjie aangeskuif, weet hy uitgetree, nie afgetree nie, want hy werk nog kliphard in die koninkryk. Maar Fanny doen so 'n bietjie 'n toer by al die gemeentes waar hy was ook. Dis die gedagte, né, Fanny. Wil jy nou ietsie sê daaroor? En hy gaan vanoggend sy woordbediening vir ons lei. Net herinnering, daar's nie vanaand aanderediens nie, maar ons wil vir sê die 25ste, 9:00 die oggend, het ons samekoms weer hierso en jy's baie welkom om die vriende en familie te nooi. Dis Kersdag, dit is 'n mooi familiedag ook en ons gaan weer ook daai dag die Here se naam groot maak en loof en prys. So Fanny, baie welkom by ons en baie seën en sterkte vir vanoggend. Dankie, Reinhard. Goeiemôre broers en susters. Dis vir ons 'n groot voorreg om vanoggend weer hier te wees. Die emeritering bring jou nou maar 'n bietjie om te gaan terugbraai in die verlede en ek sal julle nie te veel vermoei daarmee nie. Behalwe dat ek gaan nou kort onderbreek en sê hallo. Behalwe dat kwart van my bedieningsjare hier in Bellville-Oos was. Ek was 30 jaar oud. Dit was 'n wonderlike tyd in ons lewe. Ek en Judy en Simon en Hestie het hier aangekom, Marida is hier gebore. Ons het nog doeke droog gemaak en skoon gemaak daai tyd saam met 'n klomp mense. Dit was vir ons as gesin 'n besondere tyd. So ek neem vrymoedigheid om te kom om te sê dankie. As ek terugdink, kan ek sê die Here het my bederf in baie opsigte. En 10 jaar daarvan was saam met 'n klomp van julle in hierdie gemeente wat ons goed versorg het, wat ons lief gehad het en waarby ons bande gebou het. As ek terugdink aan daardie jare, 1990, dit was met die eerste semigrasie rondom die verkiesing, nee, die eerste demokratiese verkiesing, toe het 'n klomp mense hiernatoe gekom en die gemeente het toe groter geword. Ek was bevoorreg ook om saam met Frans van der Walt te kom land hier, wat soos 'n pa en 'n ma vir ons was. En dit was toe die eerste tweede predikant en een van die groot bederwe van die Here is dat ek toe gedwing is om 'n huis te koop. Of te begin om 'n huis te koop. En julle weet nou maar almal hoe lank proses dit is. So daarvoor is ek dankbaar. En dan net een ding wat ek wil uitlig is my ontwaking oor die uitdra van die evangelie het hier plaasgevind. Mens word opgelei as predikant en
En ongelukkig was dit, op 'n manier is dit seker maar altyd nog so dat dit 'n baie na binne gerigte opleiding is. En hier in die gemeente het iemand van my gevra, ek was toe so 4 jaar in die bediening, of ek was gekonfronteer, dit was nie iemand nie, maar met die vraag, as ek 'n ongelowige nou moet teeloop, wat sal ek vir hom sê? Dit is verskriklik om so te dink, nee. En mag dit tog nie meer so wees nie, maar en toe het ons Flipbuys, hulle se ligdraerskursus gaan afstof. En saam met 'n paar jong manne hier deurgeloop en vroue en die ontwaking gekom en eerste Koningskinderskamp was nog hier. Ek het dit nog meegemaak. Anton hulle is nog daarmee betrokke. Het ek nou die dag met hom gesels. Bloekombos het ons 'n betrokkenheid gehad. Hy sonop in Stikland. Dis enkele momente van my ontwaking en ek wil ook glo so 'n stukkie van die gemeente se ontwaking om ook na buite te leef. So dit was regtig, dit staan vir my uit. Toe was ek natuurlik jonk en was die jong jeugbediening deel van die pakket, die vrolike veters so ontstaan en baie lekker herinneringe aan kampe, jeugkampe en dinge wat ons hier kon saam doen. So ek is vandag hier om te sê dankie ook, dank die Here vir julle, soos wat Paulus doen op baie plekke in die evangelie. Ek dank die Here vir julle en dat ons saam 'n stukkie geloofspad kon loop. En dis my voorreg om vandag saam met julle hier te kan wees. Dit alles gesê, kom ons word stil en berei ons voor, want ons is hier om die Here te ontmoet. Kyk op na die hemel. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy is getrou vir altyd. En daarom aan u en aan almal wat deur die regverdige beskikking van God en Verlosser, ons Verlosser Jesus Christus, dieselfde kosbare geloof as ons ontvang het, genade en vrede vir julle in oorvloed deur julle kennis van God en die Here Jesus Christus. Amen. Ons gaan baie liedere sing wat aansluit by die Kerstyd, aansluit by die tema oor God se liefde en sy geskenk uit die bekende Johannes 3 vers 16 en 17. Kom ons begin deur te sing uit lied 3, 4, 5. 'n kind is gebore, loof God van liefde. Ons sing daarvan vers 2 en vers 3, daarna geloofsbelijdenis en direk daarna lied 3, 4, 4 oor die goeie tyding, oor die blye tyding.
Ons geloofsbelijdenis saam met die kerk van die verlede, die Here en die toekoms is uit die belijdenis van Nicea. Hoekom dat dit baie klem lê op die geboorte van Christus en die menswees van Christus. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en hy het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat die Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit. Hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons verootmoedig ons voor die Here, wanneer ons nadink oor die Here se opdragte aan ons, oor liefde, liefde vir mekaar, liefde vir die wêreld, liefde selfs vir vyande, wanneer ons uit Romeine 12
'n paar verse lees. Op grond van die ontferming skryf Paulus, doen ek 'n beroep op julle, op grond van die ontferming van God. Gee julleself aan God as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesentlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moet nie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. En dan van vers 9 af, die liefde moet opreg wees. Verafskie wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar. Bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie in julle toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig, dien die Here. Verbly julle in die hoop. Staan vas in verdrukking, volhard in gebed. Help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers. Ja, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is en treur saam met die wat treur. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie eiewys wees nie. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf en ek sal vergeld, sê die Here. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. God is liefde. Juig ons harte en bedink wat liefde doen. Dit is wat ons vandag doen. En die 4de vers roep ons op om as die Vader in sy liefde dan hierdie sondaar maak tot kind, mag sy seën al meer gestalte in ons doen en late vind. Kom ons sing dit, is ook 'n gebed, en daarna bid ons verder saam.
Here, mag ons vandag, wanneer ons na U deur U woord luister, opnuut U liefde besef en die implikasies daarvan vir ons lewe. Dankie dat ons in liefde by mekaar kan wees, in liefde kan lewe, in U liefde, Here, elke dag, elke oomblik. Ook wanneer ons saamkom as gelowiges. Dankie vir geloofsbande in ons Here Jesus Christus, wat oor tyd en oor grense heen ons almal verenig in 'n skare gelowiges, wat vandag oor die wêreld by mekaar kom om aan U die lof te bring. Want U is lofwaardig, Here. Dit is die moeite werd om U te loof. U moet geloof word. Dis U aard. U almag en U grootheid en U alwetendheid en U alomteenwoordigheid en U regverdigheid en U genade, Here. Dis lofwaardig. En dat ons onsself U kinders kan noem. Ons dank U daarvoor. Dankie, Here, vir die oomblik in tyd. Uniek. Ons kan dit nie herskep nie. Want dis nou wat U met ons praat. En daarom wil ons na U woord luister en na U luister, Here. Praat met ons en mag ons iets meer verstaan van U liefde. Mag ons groei in verwondering daarvan. Mag dit al 'n groter deel van ons lewe word. Dankie dat U hierdie wêreld liefhet. Amen. Ons luister na die goeie nuus van Jesus Christus uit die evangelie van Johannes. Ek gaan net die eerste paar verse lees en dan uit hoofstuk 3 ook. Johannes hoofstuk 1. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom, ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar was 'n man wat deur God gestuur is, sy naam was Johannes. Hy het gekom om te getuig. Hy moes getuig van die lig, sodat almal deur hom tot geloof kon kom. Hy was self nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die ware lig wat elke mens verlig, was aan die kom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld, en die wêreld het deur hom tot stand gekom. En tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie, nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Johannes getuig van hom en roep uit: dit is hy wat ek bedoel het toe ek gesê het, hy wat na my kom is my voor, want hy was voor my reeds daar. Uit sy oorvloed het almal genade op genade ontvang. God het die wet deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het God ooit gesien nie. Sy enigste seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. En dan het Johannes 3, die gesprek van Jesus met Nikodemus, en dan tel ons die lyn net daarna op, wanneer ons uit Johannes 3 vanaf vers
16 lees. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hy nie in die enigste seun van God glo nie. En so kom die skeiding. Die lig het na die wêreld toe gekom, en tog het die mense eerder die duisternis as die lig liefgehad, want hulle dade was sleg. Elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig en kom nie na die lig toe nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel word nie. Maar wie volgens die waarheid handel, kom na die lig toe, sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is. Teksverse vers 16 en vers 17. Let veral op die twee woorde sodat. Hoekom het ons Here Jesus Christus na die wêreld toe gekom? Sodat. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Ek wil graag die evangelie van die Here bedien aan die hand van 'n baie aktuele bekende beeld wat selfs die kinders ken. Die beeld van geskenke gee. Ek wil hê ons moet nadink oor die koms van ons Here Jesus Christus as God se geskenk aan sy wêreld. Baie dinge van 'n geskenk hang af van wie dit vir jou gee. Dit sê tog iets. Is iemand wat jou ken of wat vir jou liefhet, wat weet wat jy nodig het en daarom gee iemand vir jou 'n geskenk. So die verhouding tussen die geskenk en die wat dit gee is belangrik. Die tweede aspek is, met watter gesindheid gee iemand die geskenk? Die hoekom agter dit? En die derde gaan oor die waarde van die geskenk. Nou weet ons wat is die waarde van Kersgeskenke gewoonlik. Maar 'n goeie geskenk voeg waarde tot jou lewe toe. Dit maak jou lewe voller, of dit maak dit gemakliker. Dit vreugde. Met dit as 'n agtergrond, kom dink saam met my oor hierdie baie bekende woorde. God het die wêreld so lief gehad, dat hy gegee het, sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. 'n Geskenk uit die hand van die liefdevolle God. Niemand minder as hy nie. Die almagtige God, die skepper, maar wat uit liefde 'n geskenk gee, uiteindelik vir my gee. Hierdie God met al sy kwaliteite, wat ons in ons gebed opgenoem het, hy kom gee. Hy het dit nie nodig gehad nie. En daarom is die vraag, met watter gesindheid kom hy dit gee? Omdat hy lief het. En nou moet ons nie te verbaas wees daaroor nie, want Johannes skryf op meer plekke dat God nie net lief het nie, maar liefde is. Dis sy wese, dis sy karakter, dis hy. En as jy liefde is, dan kan jy nie anders as om liefde op te tree nie. So alles wat God doen is 'n liefdesdaad. Sy motief is nie soos ons gee van geskenke baie keer met bymotiewe nie, soms omdat ons skuldig voel. Soms omdat ons gedwing word, ag ek moet nou alweer Kersgeskenke gee. Of sodat iemand anders meer van my sou dink as wat ek is nie.
of dat ek liefde en erkenning sou kry, en daardeur my eie saak dien met die geskenk wat ek vir iemand anders gee. Dis nie valsheid nie. Dis ware liefde. Hier is dit. Hy gee uit liefde, omdat hy liefde is. Hy gee 'n geskenk vir die wêreld. Dink saam met my vir 'n tydjie hieroor. Die woord kosmos het verskillende betekenisse in die Bybel. God sê hy gee omdat hy lief is vir die kosmos, vir die wêreld. Nou soms beteken kosmos die geskape werklikheid van God. Die bome en die berge en die see, dit wat hy gemaak het. Wat hy gesê het, dit is goed. Nee, daardie sigtende skepping volgens Romeine 8 wat deur die toedoen van die sonde stikkend is. Sigtend is. Die sigtende wêreld wat onder erosie en brande en storms en aardbewings gebuk gaan. Wat ons so meer intens beleef die afgelope tyd. God het hierdie wêreld so lief. Nou dis nie die eerste betekenis van kosmos in hierdie konteks nie, maar dit is 'n betekenis en dis altyd geldig, dis waar. God het sy wêreld lief. Dis ook nie die sondige wêreld in die sin van die wêreld wat onder beheer van die duiwel staan, wat die koning van die wêreld is nie. Of die wêreldse begeertes wat mense wegtrek nie. Nee, dit skryf dieselfde Johannes in hoofstuk 2 vers 15. Moenie die sondige wêreld en die dinge van die wêreld lief hê nie. Moet hom nie lief hê nie. As iemand die wêreld liefhet, is die Vader se liefde nie in hom nie. Die wêreldse dinge, alles wat die sondige mens begeer, alles wat sy oë sien en begeer, al sy gesteldheid op besit, kom nie van die Vader nie, maar uit die wêreld. So dis duidelik dat dit nie hier daaroor gaan nie. God is nie lief vir die wêreldse sonde en vir die boosheid in die wêreld nie. Maar kosmos word ook gebruik en hier baie spesifiek om die mensdom mee aan te dui. God se wêreld, want hy sê ek het die wêreld so lief en die wat in my glo sal gered word. Dit gaan dus duidelik oor mense hier. Oor alle volke en tale en nasies, alle geslagte, alle rasse, alle ouderdomme, die mensdom. Die mensdom wat sonder God, sonder hoop in hierdie wêreld is. Die mensdom wat strafwaardig is voor God. Wat verdien om in God se regverdige oordeel gestraf te word. God is lief vir mense. Dink bietjie daaroor. Die wêreld het nie gevra nie. Kom, Here Jesus nie. Die wêreld het hulle nie ingekeer sodat hy moes kom nie. Nee, God het lief terwyl ons nog vyande was. Dis 'n verlore wêreld. 'n Stikkende wêreld, vol moord en opstand en slagtings en korrupsie. Nie net daar buite nie, maar hier in my. Dis 'n wêreld vol wanadministrasie en pandemies en siektes en gebreke, 'n wêreld vol duisternis, sê die Bybel. Maar 'n wêreld waarvan ek en jy volledig deel is. Want diep in my wese is ek ook so. Dink 'n bietjie aan die liefde van God as treurende liefde. Hartseer. Ek kyk na die wêreld met 'n traan wat langs sy wang afloop, by wyse van Spreuke. Dieselfde wat ons in Genesis 6 kry. Dis voor die sonvloed. Toe het God na hierdie wêreld gekyk en die groot verdorwenheid van die mens op aarde gesien en dat die mens sy lewe lank net slegte dinge bedink en die Here was bedroef daaroor dat hy die mens op aarde gemaak het. Dit het hom diep
gegrief. Die ou vertaling sê smart het in sy hart opgekom. God het na die wêreld gekyk. Sê ek kan dit nie so los nie. Kan dit nie so los nie. En daarom, anders as ons, wat sal treur oor die hartseer en magteloos eintlik maar deel is daarvan, het hy iets kom doen. Hy het nie magteloos toegekyk nie. Hy het sy enigste seun gestuur. Sy enigste seun, God self, in hoofstuk 1 het ons gelees daarvan, die enigste seun self God, wat die naaste aan die Vader is, sy seun. Ook die enigste seun in die sin van, die enigste in sy soort, God self. En hy stuur sy seun in die wêreld in. Nie soos 'n staatshoof wat 'n besoek aan Gaza gaan bring of aan die Oekraïne en invlieg en uitvlieg en sê ek was daar nie. Maar hy het hom laat ingebore word in die wêreld in. 'n Mens, volledige mens. Nie van bo af op 'n afstand sy redding vir die mens gewerk nie. Hy het dit in die mens kom doen. Sy seun het mens geword. Vlees geword. Sodat, klein woordjie, moenie by die klein woordjies in die Bybel verbylees nie, moenie by die maar en die en verbylees nie, moet ook nie by die sodat verbylees nie. En dis waar dit aansluit by die volgende paar preke, sodat, daar's 'n rede. Daar's gevolge van hierdie geskenk van God aan die wêreld. Lewensveranderlike gevolge, verrykende gevolge. Ons kan dit op twee maniere sê, en dit is eintlik genade. Genade het 'n dubbel betekenis. Genade beteken aan die een kant om nie te kry wat ek verdien nie. Aan die ander kant beteken dit om te kry wat ek nie verdien nie. Ek sal nou daarby kom. Maar om nie te kry wat ek verdien nie. So Christus se koms het meegewerk daaraan dat ek nie verlore gaan nie. God het sy seun na die wêreld toe gestuur sodat ek nie verlore gaan nie. Die beste beeld hier is die gelykenis van die 100 skape en die een wat wegraak, die verlore skaap wat die eienaar gaan soek, die ander daar los, want hy weet dat daardie skaap op homself verlore is, verlore gaan, en dat dit uiteindelik die dood van daardie skaap gaan beteken. Dis die beeld van verlore gaan. En eintlik kan mens sê verlore gaande, want dis 'n proses, dit gebeur. Verder van God af. 'n verlore gaande proses wat op die dood uitloop. En om nie veroordeel te word nie, is die genade van God, want die verlorenheid is die verstek, die default van die mens. Dit is ook 'n vraag aan ons eie harte, waar staan ons teenoor die Here op die pad van weg van die Here afgaan, verlore gaan. So uitgekom sodat dit nie gebeur nie. Maar hy het ook gekom sodat, en dis die positiewe, dat ek kan ontvang wat ek nie verdien nie. En dis die lewe. Sodat die wat glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal ontvang. Ewige lewe in die Johannes Evangelies is 'n baie algemene woord, is 'n baie algemene konsep, en ons kan nie daarby stil staan nie. Dit impliseer in sy wese 'n verhouding met God te leef, om by God te leef. Dis die ewige lewe. In hoofstuk 17 vers 3 in Christus se gebed sê hy, dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enigste ware God, en Jesus wat deur U gestuur is. God te ken is die ewige lewe. Dit impliseer 'n verhouding vol liefde, vol vrede, vol vreugde. Verskillende plekke in Johannes Evangelie word dit uitgewerk. Die bedoeling is dus, die ewige lewe is dat die mens sal lewe op 'n plek
kom ons sê dan maar in God se wêreld, maar in harmonie met God, op 'n nuwe aarde, vol heerlikheid en vreugde. Maar nog iets wat belangrik is by Johannes, is dat hy ook op verskillende plekke die ewige lewe as reeds aandui. Ek noem net die een teks, hoofstuk 5 vers 24. Wie luister na wat ek sê en in hom glo wat my gestuur het die ewige lewe. Hy word nie veroordeel nie, maar het reeds uit die dood na die lewe toe oorgegaan. Wie in Christus glo, het die ewige lewe. Nie eendag nie, nou reeds. Kan nog tog nou al in harmonie met God lewe. Die kwaliteit van die ewige lewe, nie net altyd lewe nie, maar vol altyd lewe. Wie dit alles deurdink, kan tog nie onaangeraak wees of reaksieloos wees op die evangelie van die liefde van God nie. Kan tog nie sê, hier is die geskenk, gaan dit nie vat nie. Ek wil weer vir die kinders verduidelik, as daar onder 'n kersboom 'n klomp geskenke lê en jou naam staan op daai ingeskryf, is dit nog nie joune voordat jy hom nie vat en hom oopmaak en dit begin gebruik nie. Dis dieselfde met hierdie geskenk van God. Hierdie is dus 'n oproep tot geloof in die Here Jesus Christus. En as jy nie reeds in die Here Jesus Christus glo nie, dan roep die Here vandag tot geloof, tot saligheid, tot redding, tot nie verlore gaan nie, deur geloof in Jesus Christus. Vat dit, maak dit oop. Dis tog wat geloof is die toe-eiening. Martin Luther het gesê, dis bedelaars hande, waarmee ek die genade van die Here, wat hy vir my gee, my eie maak. Bedelaars hande, onverdiende genade van die Here, maar as ek dit nie vat nie, vat ek dit nie. En daarom is daar 'n baie sterk opdrag tot geloof in hierdie teks. Dat ek moet glo, met alles in my moet glo. En natuurlik is dit in die konteks, genadiglik ook, van Nikodemus en die wedergeboorte. En die boodskap onverstaanbaar vir Nikodemus, dat God 'n mens kan nuut maak, weergebore laat word. En natuurlik, as ek glo, weet ek dis God wat deur sy gees die geloof in my werk, maar as ek nie glo nie, dan glo ek nie. En daardie klem lê baie sterk in hierdie teks. Dis 'n verantwoordelikheid, gryp dit vas. Weer en weer, neem Kersfees hierdie geskenk, jou eie. Verwonder jou daaroor. Wees dankbaar daaroor. Op die aarde het dit gebeur, dat ek glo in Jesus Christus. Dat ek nie verlore gaan soos ek verdien nie, maar lewe. Ek verdien die verwerping. En tog lewe ek. En dan 'n laaste gedagte. As dit is hoe God sy wêreld liefgehad het en liefhet, dan moet ek begin anders kyk na God se wêreld. Dit konfronteer my met die vraag oor, hoe dink ek oor die mensdom? Die verlore gaande wêreld om my. Ja, ook in my, maar hier nou om my. Hierdie wêreld vir wie hy so lief was dat hy sy seun gestuur het. Wat dink ek daarvan? Wat dink ek van ander rasse en ander volke en ander geslagte? Wat dink ek van ander verlore gaande mense wat ek etiketeer as moordenaars en dronkaards en prostituie? Wat dink ek as verlore gaande mens van mense in die Hindoe geloof of in die Moslem geloof of in die Afrika geloof? Wat dink ek van hulle? Ek moet eerlik sê, veroordeling. Ek sukkel om weg te kom van daarom bietjie beter as hulle.
Hulle verdien wat hulle kry. Ja, en jy? Los hulle, laat hulle aangaan. Ja, en jy? Hoe kan dit my nie raak nie? As God dit aan my gedoen het, hoe kan ek ignoreer wat in God se wêreld om my aangaan? Hoe kan ek my isoleer van God se wêreld en op 'n hoopie sit en net met myself en my mense besig wees? As hy bewoe was oor hierdie sondaar mens, hoe kan ek anders as om bewoe te wees? As hy my lief gehad het, hoe kan ek met haat rondloop? As Christus gekom het, nie om te veroordeel nie. Hoekom is dit vir my so maklik om te veroordeel? Liewe kinders, liewe susters, liewe broers, gaan vertel vir almal van die geskenk wat jy gekry het. Vertel dit vir die wêreld om jou. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Amen. Kom ons bid saam. Dankie Here dat U liefhet, lief is. Dankie dat ons aan U kan dink as 'n liefdevolle God. En dankie dat ons dit weet, want U het U seun in hierdie wêreld ingestuur. U het U Gees gestuur wat liefde is en werk om in U kinders te kom woon, om in U te kan glo en om U liefde hande en voete in ons lewe te kom gee. U roep ons vanoggend weer op om lief te hê, om U lief te hê. Here, ek het U hartlik lief. Om mekaar lief te hê, maar ook om U wêreld lief te hê, met 'n hartseer liefde, met 'n bewoondheid oor dinge wat verkeerd loop, oor mense wat verlore gaan, dalk sonder dat hulle dit eers weet. Vader, maak ons hande, ons monde los, dat ons U liefde gestalte sal gee, dat U liefde met vleis om mense sal raak. Ons bid vir U wêreld, ons bid vir U skepping. Ons bely, Here, dat ons met dit omgaan asof dit nie U sin is nie. En ook met 'n sondige wêreld, asof dit U nie raak nie. Asof U maar net terug staan en alles laat. Hoor ons, Here. Mag hierdie gemeente van U kerk, hier op hierdie plek en in hierdie tyd, mag dit U kerk wees wat liefhet, wat verlore gaande mense die goeie nuus bring. Seën die gemeente in tye van oorgang met die meditering van Reinder en die koms van Jaco, wees met Bram wat nou deur hierdie dinge moet werk, maar seën bovenal die gemeente, Here. Dankie dat ons mekaar in U hande kan neersit, waar ons in alle geval leef. Dankie dat ons vir mekaar mag vra. Ook vir hulle wat nie vandag saam met ons hier kan wees nie. Dankie, Here, dat ons mekaar voor U genade troon mag neersit in ons Here Jesus Christus. Ons loof U, Here, want U is lief. Amen. Kom ons antwoord ook deur
saam te sing. Ons sing saam met lied Skrifruiming 1:4, sing van die tyd wat aangebreek het, die tyd deur God bestem, die Vader stuur vir ons sy seun as kind na Bethlehem. Ons sing 4 verse daarna. Dankie, ek dink daar's nou geleentheid vir die liefdegawe. Dit word nie nou gedoen. Goed. Dan sing ons verder saam. Nou uit lied 353 waar hierdie evangelie vir ons ook in lied verkondig word. So lief het God die wêreld, hy gee vir ons sy seun, so word hy ons verlosser, ons middelaar en steun. Daarna gaan ons die seën van die Here ontvang en daarna sing ons as amen die ere aan God, wat dan afsluit met 'n amen in die erediens. En dan moet julle net weer bly sit. Bart wil iets sê oor 'n kerssang geleentheid na die tyd. So ons bly nou staan, dan nou lied 353, die ontvang van die seën en dan sing ons ere aan God daarna.
gaan leef uit die liefde van God onder sy seënende hand, want die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Is aan? Nou is dit nou aan. Net 'n vinnige afkondiging. Woensdag aand is ou Kersaand en ons het 'n uitnodiging gerig vir almal wat eensaam is en wat alleen is op 'n ou Kersaand. Nou ek het goeie nuus vir julle. Daar's nie baie in ons gemeente wat eensaam is nie. En die wat kom is nie noodwendig eensaam nie. So ons wil die uitnodiging groter oopgooi en sê asseblief kom sing saam met ons Kersliedere. Dit is moeilik om met 4 mense Kersliedere te sing. Soos julle is baie welkom. Kom sê net vir my of vir Anneke of julle wil kom saam sing. Ons gaan 'n stukkie Bybel lees, ons gaan saam kuier. Lees maar die berig in die boodskapper. Baie dankie.